hoofstuk 8, verse 23 tot en met 27. Jesus maak die storm stil. Ons vind dit in 3 van die 4 evangelies, min of meer dieselfde storie. Matteus 8 vanaf vers 23 tot en met 27. Met God se woord so oop voor ons, kom ons sluit die oë. Dankie dierbare Here, Hemelse Vader, vir die genade dat elkeen van ons of ons nou as enkeling hiernatoe gekom het as huwelikspaar, as 'n gesin. Dat U ons geseën het deur hierdie week en ons gebring het in hierdie gebou om na U toe te kan kom, U woord te kan kom hoor. Deur U Gees in ons harte kan inneem en uitdra na 'n buitekant, Here, waar dit al hoe nodiger en al hoe nodiger is. Ons bid, Here, vir elke persoon wat inskakel. Bid, Here, dat U hulle in die hand sal vashou. Ons bid, Here, vir elkeen wat vandag siek is, of wat by 'n sieke waak, elkeen wat op die pad is, elkeen wat werk, elkeen wat nie hier kan wees nie, volgens wat 'n probleem ook al in 'n lewe is, elkeen wat nie hier wil wees nie, Here, dat U in hulle harte werk en dit saag maak, sodat hulle weer kan terugkeer na U toe. Vader, waar ons genadegawes en talente wat U aan ons, elkeen van ons gee, miskien begrawe het in die grond, en Here, help ons om dit uit te gaan grawe. En dit weer te gebruik ter uitbreiding van die koninkryk, as ambassadeurs van U in hierdie wêreld, terwyl ons deurtrek na ons ewige wêreld, sodat mense kan vra, wie is die God wat julle dien? Graag wil hoor, graag wil lees, graag wil leer van U. Seën asseblief hierdie gemeente. Seën elke ouderling, diaken, elke familielid van ons in hierdie Pointe aan huisgesin. Dankie dat U elkeen van ons hier by mekaar gesit het, mekaar te help, mekaar te kan ondersteun. En ook 'n lig vir die wêreld daar buitekant te kan wees. Lei ons asseblief waar ons hier uitgaan. Geef vir ons die genade om in U naam voort te kan gaan elke dag van ons lewens. Christus naam alleen, amen. Vers 23. Toe Jesus in die skei klim met sy disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het. Maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. Hy sê vir hulle, waarom is julle so bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê, wat 'n soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Tot sover in die woord van die Here. As ek nou vanoggend vir elkeen van julle moet vra, dat elkeen wat nog nie 'n storm in hulle lewe beleef het nie, wat nog nie hartseer en pyn, teleurstelling ervaar het nie, miskien hulle hand vanoggend opsteek, dink ek nie dat daar iemand is wat dit sal doen nie. Want almal van ons is al deur storms in ons lewe geraak, of gaan dalk hierdie stadium vandag nog deur so 'n storm. En dis daardie tye wat niks lekker in ons lewens is nie. Dis daai tye wat jy voel asof jy beheer oor alles verloor het. Daardie tye wat vir jou voel of jy net nooit weer bo gaan uitkom nie. En soos ek genoem het, jy is dalk vandag hier waar jy sit in die gebou, so 'n storm vasgevang. Of jy sien dalk jou storm met 'n spoed aankom vanoggend, en dit laat jou magteloos voel. Want daar's baie sulke storms in ons lewens.
Die tye wanneer die golwe hoog om ons slaan. Daar's baie teleurstellings in ons lewens, verliese, onsekerhede, pyn, gesondheid wat sukkel, kritiek wat ons van ander mense af heeldag kry, dalk 'n huwelik wat besig is om te verbrokkel, finansies wat sukkel, al probeer jy ook wat. En in hierdie omstandighede voel dit altyd vir ons of ons lewens uitmekaar uitvoel. Voel dit vir jou asof jy vir geen geld ter wêreld net 'n bietjie vrede in jou lewe kan hê nie. En wat doen ons dan in hierdie situasie? Ons probeer dit self uitsorteer. Ons maal hierdie probleme oor en oor en oor in ons kop, in ons gedagtes rond. Ons rol saans tot watter tyd rond in ons beddens, sonder om te kan slaap. En ons gaan soek die antwoorde op die internet. Storms en krisis sal altyd deel van ons lewens wees. Maar dis nie wat met jou gebeur nie, maar wat binne in jou gebeur tydens hierdie storms in jou lewe, wat eintlik dan tel. Daar's 'n gesegde wat sê, 'n skip sing nie van water rondom dit nie. Dit sing wanneer die water binne inkom. En dis waarom God ons gedurig herinner om ons harte te bewaar. Spreuke 4 vers 23 staan daar, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van alle lewe. Want wanneer vrees jou hart vul, dan steel dit jou vrede. Wanneer bitterheid in jou lewe inkom, vergiftig dit jou denke. Wanneer moedeloosheid begin wortel skiet in jou lewe, begin jy sink lank voordat jy werklik geval het. En die vyand wil hê dat hierdie storms in ons lewens bly woed. Maar dis nie God se wil vir ons nie. God wil hê dat jy te midde van jou storms in hom geanker bly. Vashou in jou geloof, nie in jou gevoelens nie, maar in jou geloof. Al sukkel jy, hoe verskriklik hard daarmee. Die bekende skilder Rembrandt het hierdie toneel van Jesus en sy 12 disippels in hierdie bootjie in die storm geskilder. En as jy nou mooi na die skildery gaan kyk, dan sien jy daar's 14 mense in die bootjie. Jesus en sy 12 disippels en nog iemand. En Rembrandt het altyd gesê, die ekstra persoon in die bootjie is hy self. Want daarmee sê hy, storms is deel van elkeen van ons lewens. Hy self is in daardie storm en Jesus by hom. Maar laat ek weer herhaal wat ek vroeër gesê het vandag. Christene word nie van storms in ons lewens gevrywaar nie. Mense wat dit verkondig, praat nonsens en lieg vir ons. Wat wel waar is dat God met ons in hierdie storms in ons lewens is. En ten spyte van hierdie storms in ons lewe moet ons deurdruk om na die ander kant uit te kom. En dit kos moed. Dit kos geduld, geloof, vertroue in hierdie almagtige God van ons. Maar die lewe is nie altyd storms nie. Soms is ons ook op 'n spieelgladde see. 'n Goeie en 'n rustige tyd in ons lewens. Maar ons sien dit nie raak nie. Ons sien nie God se seëninge in ons lewe raak nie, want al wat ons aan dink is wat as my volgende storm op pad is. Daar's 'n sê ding, smeer die anker terwyl die water glad is. Wat beteken in hierdie tye dat dit vir ons 'n rustige tyd is. Ons osself moet voorberei. Dat ons geloof stewig aan hierdie God van ons vestig. Dat ons verhouding met God versterk.
sodat wanneer hierdie storms in ons lewe wel losbars, dat God klaar by ons is, reg langs ons is. En dat hy nie as 'n lewensredder moet ingeroep word, wanneer ons in ons storms is nie. Maar meer nog, geniet die kalmtye in jou lewe. Geniet die kalm waters rondom jou. Tel jou seëninge in jou lewe en sê elke dag vir God, dankie vir elke dag, as jy 'n rustige dag het. Ons is dikwels so bang vir hierdie stormagtige dae, dat ons dikwels op die gladde waters sit en spartel. Maar ons weet ook, dat die Here nie altyd onmiddellik reageer nie. En ek dink dit is noodwendig straf in hierdie stormtye nie. Maar wat ek wel weet is dat hy ons louter en reinig in hierdie storms in ons lewens. So met wie wil jy graag in 'n storm in 'n bootjie wees? Iemand wat nog nooit in hulle lewe in 'n stormsee was nie? Of iemand wat al groot storms oorleef het? Want toe Jesus nie dadelik gereageer het in hierdie stormsee toe die disippels hom roep nie, was dit nie omdat hy nie omgegee het nie. Hy was saam met hulle in hierdie boot, in hierdie storm. Jesus het net geweet, hy is groter as enige storms. En toe hy opstaan en die storm bestraf, word dit onmiddellik alles stil. Die blye boodskap stel dit so mooi, skielik asof iemand 'n kombers van kalmte oor die meer getrek het, was alles stil. Maar dit is ook so, dat God nie alle storms in ons lewens bestraf nie. Want soms is dit nodig dat 'n storm moet uitwoed. Al verstaan ons nie hoekom as ons in die storm is nie. Was jy ook al in 'n situasie gewees, in 'n storm in jou lewe wat op die ou end van die dag tog reg uitgewerk het, tog ten goeie uitgewerk het vir jou? Want dit is 'n feit dat as die bootjie diep in die golwe insink, dat ons net meer golwe en meer water sien. Maar as op die boot weer op die kruin van die duining kom, dan sien ons dalk weer net die land. En storms hou nie vir altyd aan nie. Al lyk die situasie vir jou hoe hopeloos, kan jy verseker wees dat daar weer kalmte sal kom. En al rig hierdie storms groot skade in ons lewe aan, baie erge skade, word in meer tyd weer herstel. Al maak hierdie storms ons hoeseer en ruk ons fondasies onder ons uit, is dit steeds die Here wat genesing en herstel bring vir ons. Hy bly in beheer. Byt net vas, jy sal aan die kant uitkom. Psalm 94 vers 18 en 19 staan daar, toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. En dit is God se belofte vir ons. Maar nou wat dan as jy binne in 'n storm tans in jou lewe is? Fokus op God. Want hy is immer saam met jou in jou bootjie in hierdie storm. Glo en hou vas dat hy groter is as enige storm in jou lewe. Kyk 'n bietjie terug in jou lewe hoe hy jou deur jou ander storms gelei het. Maar moenie die storms in jou lewe ontken nie. Moenie maak asof dit nie bestaan nie. Doen alles van jou kant af moontlik om bo te bly in hierdie storms. Moenie ophou roei nie, want anders gaan jy nie aan die ander kant uitkom nie. Leer uit jou storms uit. Want ondervinding maak dit 'n mens leer hoe om tipe storms te lees en dan te kan hanteer. Nie dat ander mense se storms jou oorweldig nie.
Help waar jy kan. Maar moenie negatief raak oor ander mense se storms en jou eie seëninge miskyk nie. Alle storms is nie dieselfde nie. Maar alle storms moet opgelos word. Moet dit nie ignoreer nie. Stuur 'n SOS uit. Want dikwels is help nader as wat jy gedink dit is. Soms sit God juis ander mense naby aan jou. Juis om daar te wees vir jou in jou storms. Moenie alles probeer alleen dra nie. Want partykeer kan net 'n paar vriendelike woorde 'n storm opklaar. Moenie meer spartel as wat nodig is nie. Want soms is dit net nodig om kalm te bly en water te trap. Want baie keer gaan ons storms van self oor. En hierdie gespartel maak 'n mens net moeg en moedeloos. En soms kan ons kalm waters binne 'n orkaan inspartel. Fokus op God. Fokus op sy liefde, sy beloftes wat hy in die woord vir jou gee. En wees eerlik met God oor jou omstandighede. Jou storms. Partykeer maak hy nie die storms in jou lewe stil nie. Maar druk hy jou net styf teen hom vas tot jou storm oor is. En as die storm verby is, leer daaruit en vermy dieselfde tipe storms as jy enigstens kan. Wees daar vir ander in hulle storms. So ek vra vandag vir elkeen van ons. Moenie toelaat dat die storms van die lewe jou hart oorstroom nie. Gee jou bekommernisse en jou pyn. Gee dit vandag nog vir God. Want hy is sterker as enige storm wat jy in jou lewe kan ervaar. En as hy in jou bootjie is, dan sal jou bootjie nooit sink nie. Amen. Ons slotsang en ons slotgebed is lied 266. Ons kan staan daarvoor en daarna kan ons bly staan vir die seën.